Vriende, kom ons net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Dierbare Hemelse Vader, ons dank en eer U, dat die woord vir ons leer, dat U ons by die naam ken, dat U ons na U self geroep het, en dat U vir ons sê, elkeen wat weergebore is, dat ons U eiendom is. Here, ons is kinders van U sorg, en daar is 'n oneindige groot liefde in U hart vir ons. Ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie begryp nie. Hoe sal 'n sondelose, volmaakte God, wat deur serafs en engele aanbid word, nietige mense soos ons lief hê? Ons kan dit nie verstaan, ons kan dit nie begryp nie. Maar ons wil vanmôre uit ons harte vir U sê, baie dankie. En ons wil sê, soos die psalmdigter, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hierdie week in die psalms gelees, Here, dat U kennis en verstand is oneindig. U het die sterre daar gestel en dan elkeen 'n naam gegee, en ek het daaroor gedink, waarom sou U vir elke ster, daar is miljoene sterre, waarom sou U vir elke ster 'n naam gegee het? En ek het by een gevolgtrekking uitgekom is om U almag, U wysheid, U grootheid, U krag te betoon. Want nie net, Here, het U geskape nie, maar U gee elkeen 'n naam om vir ons ook te bewys, Here, dat U in besonder betrokke is by U skepping. U het nie hierdie skepping of hierdie aarde en al die dinge wat ons weet en beleef, Here, maar soos 'n groot horlosie opgewen en wag dat hy moet afloop tot die dag van die oordeel nie. U is so betrokke, Here, dat selfs 'n blaar wat van 'n boom afval, die beskikking en bepaling van God is. En daarom eer ons U as hierdie God wat soewerein is, wat betrokke is by U skepping, en meer in besonder betrokke by U skepsele, die kroon van U skepping, hulle wat geskaap is na U beeld en U gelykenis. En vra ons, Here, dat ons U sal verheerlik deur dit wat ons vanmôre doen. Die liedere wat ons sing, dat ons dit werklik sal sing met 'n hart wat oorgegewe is aan U. Dat wanneer ons die woord lees, sal dit sal aanhoor as die woord van God. Wanneer ek die woord moet bedien aan hierdie gewaardeerde gehoor, Here, dat U my sal seën met wysheid, maar Here, dat elkeen sterk sal steun op die krag van die Heilige Gees om die woord in die hart in te dra, sodat dit 'n landingsplek kan vind om vrug te dra, 30, 60, ja 100voudig tot U eer. Here, ons wil nie nalat om te bid vir hulle wat vanmôre nie hier kan wees weens siekte nie. U weet van hulle wat siek is, U weet van hulle wat in die bed lê, wat werklik worstel met hulle liggame. Sal U vir hulle asseblief bekragtig in hierdie môre en verseker van U bystand en ook U wonderlike almag en vermoë om hulle op te wek uit daardie siekbed, soos dit U wil is. Here, ons bid vanmôre vir hulle wat ly op tydelike gebied, Here, wat miskien hulle werk verloor het of miskien finansiëel swaar kry. Skenk ons wysheid om dit te identifiseer en te help waar ons kan. Maar Here, ook onderskeidingsvermoë dat mense ons nie sal belieg en besteel en dit sal doen onder die vaandel van die Here en sy kerk en barmhartigheid nie. Gee vir ons regtig, soos die woord sê, Here, opregtheid soos die duif en versigtigheid soos die slang. Ons het so U wysheid nodig en dankie dat U Gees, die Gees van wysheid en krag en insig is. En dis waarvoor ons vanmôre bid. Nie net vir myself nie, maar ook vir ons as gemeente, as jong mense, as kinders. Here, ons kinders word gebombardeer met soveel boosheid. Ons pleit en ons vra dat U hulle sal opbou in die allerheiligste geloof. Dat hulle sal besef, 'n mens kan nooit te veel van God se woord kry nie. Want waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Dis deur te hou na die woord van die Here. Ek bid vir ons as ouers dat ons kinders sal onderrig in U woord en hulle sal leer, Here, dat U woord die antwoorde het vir die tyd waarin ons onsself bevind. Ons bid nou ook so en eer U vir elkeen wat gee vir U saak, ook hier in Berea Christen Gemeente. Dankie vir elkeen wat 'n inbetaling doen, vir hulle wat hier gee. Here, ons neem nie van selfsprekend aan dat U vir ons sorg nie. Dis U wat mense se harte opwek om te gee. En dankie vir hulle gehoorsaamheid en ons wil U eer en aanbid daarvoor. En wil ons vra dat ons ook wyse rentmeester sal wees om hierdie fondse te bestee in U koninkryk tot verheerliking van U naam en tot die uitbreiding daarvan. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou ons gaan vra dat U die woord van die Here sal oopmaak, daar by Openbaring, die 10de hoofstuk. Nou vriende, ons vorder redelik nou deur die boek en ons gaan nou in die volgende paar weke so hoofstuk vir hoofstuk hanteer, hier en daar so 2 of 3 boodskappe uit 'n hoofstuk,
Maar ons is nou hier by die middel van die groot verdrukking. U sal sien, daar na die 7 bassyne is daar 'n lyn getrek, en daardie lyn loop basies maar tot by hierdie 7 jaar van groot verdrukking, waar sekere dinge vir ons uitgebeeld word, en ons gaan so 'n bietjie vanmôre kyk na die gedagte van die sterk engel, en die boekie uit die hemel. Nou wil ek net vanmôre vir u sê, en hier by die inleidende gedagte, dat u net sal verstaan, ons gaan nie alles uit die boek van Openbaring kan verklaar nie, en ons gaan nie alles kan verstaan, en ek gaan dit ook nie probeer doen nie. Ek het al na baie reekse geluister van predikers uit die boek Openbaring, en ek wil vir u sê, baie keer is ek meer verward na die tyd as voor die tyd, omdat mense goed inlees in die skrif, en hulle begin sekere beelde verklaar in ons tyd, en hoe hulle dink dit sal wees, en goed wat die Here sê. As ons gaan kyk na die boek Esegiel, ons gaan kyk na die boek Openbaring, dan sien ons baie simbole wat die Here gebruik, en dinge wat vir ons nie altyd verstaanbaar is nie, maar daar is genoeg in Openbaring om vir u te verduidelik dat ons besig is om te beweeg na die finale oordeel van God. Dat ons rekenskap gaan gee voor hierdie heilige God wat hemel en aarde geskaap het, en dat ons lewens so moet inrig om hom te verheerlik. Ons sien ook in hierdie boek Openbaring dat hierdie lam wat geslag is aan die kruis op Golgotha, soos daar aangebring heel aan die begin, waar die kerkdispensasie begin het, hierdie lam wat stil na hierdie kruis beweeg het en aan die kruis sy heerlikheid geopenbaar het in sy sterwe, is die een wat sal terugkom as die leeu van Juda, wat sal oordeel elkeen wat hulle knie nie gebuig het en met hulle tong nie bely het dat hy Here en Christus is nie. En baie keer sê mense vir my, maar ek is ook 'n Christen en ek glo ek is 'n Christen en ek het bely ek is 'n kind van die Here en ek het 'n oorgawe aan die Here gemaak, maar daar's geen vrug in hulle lewe nie. Luister, iemand wat bely dat Jesus hulle redder is, bely ook dat Jesus hulle koning is. En wat doen 'n koning? Hy sê vir sy onderdane wat hulle moet doen. Ons is diensknegte, ons is begenadigdes van hierdie Here Jesus Christus, en daarom as jy bely dat hierdie lam wat geslag is, die leeu van Juda jou koning is, dan wil ek jou vra, leef jy om hom te verheerlik? Ek moet vir u sê, daar kom daar in jou lewe, dat jy soos Paulus uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En die antwoord is elke keer, ek dank God in Christus Jesus onze Here. En wat sê hoofstuk 8 vers 1 van Romeine? Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is. Vir hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dis lekker om met mense te gesels, om die onderskeid te tref en vir hulle te sê, daar's 'n verskil tussen die doen van sonde en die leef in sonde. Paulus sê die Here het ons vrygemaak, dat ons nie meer moet leef in sonde nie. Partykeer doen ons dit nog, en dit breek ons harte. En daarom is hierdie boek Openbaring so belangrik, dat ons sal sien, dis nie 'n geslote boek nie, dis nie 'n boek wat vir ons heeltemal onverstaanbaar is nie, maar daar is genoeg waarhede in, sodat ons daaruit kan leer, gewaarsku kan word, geonderrig kan word, opgebou kan word in die allerheiligste geloof. En ek vra dat u saam sal volg. Ons gaan vanmôre praat oor die sterk engel en die boekie uit die hemel. Johannes, die apostel van die Here Jesus, skryf in Openbaring die 10de hoofstuk. As ons sê hy skryf, dan skryf hy onder leiding van die Heilige Gees. En daar staan, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my oor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef. En hy het gesweer by hom wat tot aan alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.
En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het aan die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees, soos heuning. Nou hierdie boekie was nie afval nie, vriende. Hierdie boekie was 'n werklike boekie, ons sal daarna kyk. Nou die ouens wat nou verlief is vir afval, sê jy het dit nog nooit geëet nie, dis hoekom jy so praat. Maar die Bybel sê vir ons, dat toe hy hierdie boekie neem, het dit sy maag bitter gemaak, maar dit was in sy mond soet gewees. 'n Baie belangrike gedagte wat ons gaan hanteer. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ons gaan dit tot sover saam lees uit God se wonderlike woord. Ons het reeds saam gebid en as tema hou ek vanmôre aan u voor die sterk engel en die boekie uit die hemel. Nou vriende, ons was in die oggende besig met die reeks boodskappe uit die boek Openbaring en die aande uit die boek Psalms. Ongelukkig het dinge so uitgewerk dat ons nou moet klaarmaak met die boek Openbaring, en watter voorreg om saam met u vers vir vers deur hierdie boek te werk en vir u die kosbare genade gedagtes te gee wat ook in die boek Openbaring opgeteken is. Nou ons het gekom by die middel van die groot verdrukking, en hierdie gedeelte in Openbaring 10 is vir ons 'n baie besondere gedeelte met 'n baie besondere boodskap wat ook van toepassing is op ons in die jaar 2022. Nou as ons gaan kyk na hierdie baie besondere gedeelte in Openbaring 10, vriende, dan sien ons dit bring ons uit by die middel van die verdrukking, en dit wat nou gaan volg, noem ons die groot verdrukking. En u kan miskien vir my vra vanmôre, maar dit wat ons al reeds gehoor het oor die 7 seels en die 7 bassein het vir ons geweldig geklink. Is daar nog iets erger wat voor lê? En ek wil vir u sê, God se wraak gaan in intensiteit toeneem oor die goddelose mense wat hulle nie wou bekeer het tot God nie. Daarom praat ons van die 7 jaar van verdrukking, die eerste 3,5 jaar en dan die tweede 3,5 jaar die groot verdrukking. Nou hierdie vertelling in hoofstuk 10, vriende, noem ons 'n parentese. Nou dit beteken eenvoudig, dis 'n tussenspel. Dit is iets wat geplaas word tussen die blaas van die 6de en dan ook die 7de bassein. Nou baie interessant, ons vind van tyd tot tyd in Openbaringe 'n parentese. Dit gee 'n breek aan die vertelling van gebeure wat op hede met gegewe feite bydra en saamwerk om die geheelbeeld vir ons deur te gee. So met ander woorde, hier is so 'n bietjie 'n asemskepper. Die Here het geweet, ons wat hierdie boek gaan lees, gaan op 'n punt kom dat ons net so 'n breek moet kry in hierdie oordeele wat een na die ander opvolg. Nou ek het met iemand 'n gesprek gehad onlangs wat gesê het, hoorie Gerard, as jy preek, dan moet ek baie keer stop want my hart maak so. Nou ek dink toe hierdie mense die boek Openbaring aanhoor, het hulle harte ook so begin vibreer. En hierdie was net so 'n breek om vir hulle te sê, luister, dit wat verby is God se oordeel, maar hulle wat hulle nie bekeer het tot God nie, 'n erger oordeel sal kom, omdat hulle nie die knie wil buig en met die tong nie wil bely dat die Here die redder is nie. Nou vriende, hierdie pose is juis opgeteken om God se uitverkorenes, weergeborenes te bemoedig, om te volhard en hulle te bemoedig in die feit dat God soewerein is. Daar is nie een oordeel wat gaan plaasvind waarvan God nie weet nie. Daar is nie iets wat hom onkant gaan betrap nie. Daar is nie iets wat hy moet nog uitdink om oor hierdie aarde te bring nie. Alles is vir hom soos 'n ewige nou, en ek en jy verstaan dit nie. Die skepping soos dit was, is vir hom 'n ewige nou. Dit wat nog in die toekoms gebeur is 'n ewige nou. Alles is vir God asof dit nou gebeur. Vir ons is daar verlede, hede, toekoms. Daarom vriende, is ons nie God se gelyke nie. Ons is diensknegte, ons buig voor hom, ons aanbid hom, en eendag gaan ons hom in sy heerlikheid sien. So kom ons kyk hierdie breek in die vertelling van hierdie boek Openbaring, wat dit vir ons behels, wat is die boodskap wat dit vir ons inhou, en hoe kan ons daardeur bemoedig word ook in ons pad saam met die Here.
Nou, jy sal onthou dat die blaas van die eerste 4 bassyne die aarde en sy voedsel en waterbronne getref het, as ook die hemele liggame. Vir u gesê, bassyne 5 en 6 het vertel van die bose geeste of bose wesens wat uit die aarde opgekom het, om mense en diere te tuister. Vir u gesê, hierdie tyd was so verskriklik, dat Openbaring 9 vers 6 vir ons sê, dat in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. Ek het daaraan gedink, as jy na die deursnee privaat hospitaal vandag gaan, sukkel jy om plek te kry. Die agtergekom? Dis vol. Want mense is sieklik. En daar is mense wat beswyk aan hulle harte en vrees wat mense oorweldig, en mense poog met alles in hulle om so lank as moontlik te lewe. En dis nie verkeerd om na hospitaal toe te gaan of 'n dokter om 'n sekere diagnose te maak nie. Ek dink baie keer, en ongelukkig is 'n opinie, asseblief, ek sê nie so sê die Here nie, dis 'n opinie, ek dink die meeste dokters maak van ons lewenslange kliënte. Ons is nie regtig meer pasiënte wat behandel word nie, want jy gaan na 5 kardioloë en al 5 het verskillende opinies oor wat aangaan met jou. Die gedagte is maar net is, die Bybel sê in hierdie dae sal mense nie 'n hospitaal soek om 'n diagnose te kry om langer te leef nie, maar hulle sal die dood soek. En die dood sal hulle ontvlug. Hulle sal nie sterwe nie, want God is besig om met hulle af te reken. Die blaas van die 6 bassyne bring ons nou te staan by hierdie parentese, soos ons vind in Openbaring hoofstuk 10. In die middel van die groot verdrukking, en nou lees ons die volgende. Openbaring 10 vers 1, die sterk engel. En daar staan, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. Hier is maar 'n kunstenaarsvoorstelling vir die wat dit kan sien, wat van ons probeer uitbeeld wat Johannes gesien het. Maar wat noodwendig akkuraat is, weet ek nie, maar die gedagte is vir my goed om net die twee bymekaar uit te bring. Die Bybel sê in sy hand het hy geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. Hy het met die groot stem uitgeroep, en ons ken die hele gedeelte wat ons nou saam dan gelees het. Die vraag wat baie mense vra is, wie is hierdie sterk engel? Waarom kom hierdie sterk engel nou in Openbaring 10 na vore? Waarom staan sy een voet op die land en die ander een op die see? Wat is die boodskap? Wat is hierdie boekie in sy hand? Wat beteken dit vir my en wat beteken dit vir jou? En ek gaan poog om dit vanmôre vir u so kort as moontlik te verduidelik. As dit bietjie langer vat as my kort, verskoon maar ons sal uitkom by die antwoord vir hierdie vraag. Nou, daar is baie meningsverskille rondom wie is hierdie sterk engel en die boekie in sy hand en wat is sy doel en waarom het die Here hom dan gestuur. Nou, sommige sê, vriende, dat hierdie engel is Jesus. Hy is hierdie sterk engel wat gekom het en sy voet op die land en sy voet op die see gesit het, en hulle verwys na gebeure in die verlede waar Christus, ons praat van die teofaniese openbaring waarin Abraham verskyn het in die Ou Testament, sekere gebeure wat plaasgevind het. En nou kom sommige kommentaarskrywers en hulle sê hierdie sterk engel is die Here Jesus Christus. Hulle sê Openbaring 10 sê en die engel het ooreenkomste met Openbaring 1 se beskrywing van die Here Jesus. Dit is hulle mening of hulle gedagte wat hulle aanvoer, en hulle sê ook die magsposisie soos in vers 2 en 3 weergegee waar die engel staan op die land en see. As hy praat is dit soos 'n leeu wat brul ensovoorts, dui alles op Jesus. En nou gaan ek u 'n vraag vra. Wat sê u? En ek dink ek vra dit maar om u aandag te behou, dat u moet dink oor die boodskap, want u sien, dis goed om jou verstand aktief by te hou, wanneer die woord van die Here gepreek word. Een van die moeilikste dinge is om te luister. Maar as ons onsself oefen om te luister, is een van die wonderlikste dinge wat jy seker in jou lewe kan ontdek. Want as jy luister, dan leer jy, en as jy leer, dan leer jy om te leef, om God te verheerlik. Nou, wie sê u is hierdie engel? Of wat sê u? Dink u dis die Here Jesus? Ek dink nie so nie. En ek gaan vir u dit probeer verduidelik, en ek wil nie 'n groot debat daaroor voer en eintlik 'n groot saak maak daaroor nie, maar ons moet dit reg verstaan, dat ons die res van die boek Openbaring reg kan verstaan. U sien, onthou altyd dat konteks is koning, skrif met skrif, en u moet tog nie al die kerke glo wat sê, ons spreek wat die Bybel sê nie.
Want meeste haal 'n versie uit sy konteks en hulle sê dis wat die Bybel sê en die Bybel het dit nog nooit gesê nie en God het dit nog nooit gesê nie. Daarom onthou dat die konteks is koning, skrif met skrif verklaar. Nou hierdie engel is nie Jesus nie en wel om die volgende redes. Openbaring 10 vers 1 en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal bekleed met 'n wolk. Nou wat leer die Bybel vir ons? Jesus sal eers in Openbaring 19 sal die Here Jesus neerdal daar op die Olyfberg. U sal sien hierdie pyl wat of hierdie lyn wat aangebring is, Jesus kom met sy heiliges op die Olyfberg. So hierdie kan nie die Here Jesus wees nie, want Openbaring 19 sê hy sal eers dan kom en hy sal sy voet op die Olyfberg neersit. 'n Ander rede wat ons wil aanvoer waarom dit nie die Here Jesus is nie, maar 'n magtige engel wat die Here gestuur het, is Openbaring 10 vers 5. En die engel wat ek op die see en die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef. Nou baie interessant, die woordjie engel is die woord allos of another of the same kind wat ons in die Grieks vind. As hier van Jesus gepraat was, sou daar van die Griekse woordjie heteros gebruik gemaak gewees het, wat beteken another of a different kind. Want luister, hoeveel Christusse is daar? In ons dag en tyd sê hulle, daar is baie Christusse. Ouens wat stokoud word, hulle baard hang amper op die grond, hulle het brille wat lyk soos hierdie konsulbottels, so onderkant, hulle sê hy's Christus. En hy sit op 'n troon en hulle buig voor hom en hulle bring vir hom geld en hulle verkoop sy eiendom en hulle aanbid hom en hy's besig om te sterwe. Daar is een Christus. En wanneer die apostel Johannes melding maak van hierdie engel, gebruik hy hierdie woord another of a different kind. Jesus is anders, hy's bo die engele. Hy is die skepper van die engele. Hy is die alleen wyse God. 'n Derde rede wat ons wil aanvoer, en hy, die engel het gesweer by hom, wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is. Hier moet die antwoord vir u begin kom. Want Openbaring 10 vers 6 sê dat hierdie engel gesweer het by een wat alles geskape het. Het engele geskape, of is hulle geskape wesens? Ek gaan vir jou geheim vertel. Die engele is geskape wesens. Hulle is nie mense of wesens wat geskape het nie. Ek sien nie, kyk my vanmôre snaaks aan. Maar die gedagte is net, Openbaring 10 vers 6 sê, dit kan nie die Here Jesus wees nie, want hierdie engel verwys na die een wat die hemel geskaap het en alles wat daarin is. Wie is die skepper van die heelal is die vraag. Die woord is duidelik dat dit die drie enige God is wat geskaap het. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Jesus, Kolossense 1 vers 15, daar word geskryf van hom, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom geskape en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand. Ek wil jy moet vanmiddag bietjie gaan dink aan hierdie begrip, dat die lam wat geslag is, wat aan die kruis gehang het, wat uitgeroep het, dis volbring, wat sy lewe aan die kruis gegee het, sê, hy hou alle dinge in stand. Hoe is dit dat hy gesterf het? Hoe kon hy sy eie liggaam nie in stand gehou het nie? Die antwoord is eenvoudig, hy sê, ek het gekom om my lewe af te lê, om dit weer op te neem, sodat ek 'n losprys kan wees vir sondaars. Hy is nie soos ons nie. Ek wil hê, wanneer jy bid, moenie praat met hierdie wonderlike God, deur Jesus Christus ons verlosser, asof hy enigsins jou en my gelyke is nie. Ek dink die groot probleem in die kerk van die Here Jesus, ons het nie meer 'n vrees en 'n ontzag vir hierdie God, wat in die Bybel opgeteken is nie. Ons praat van hom, ons spreek hom aan in ons gebed, asof hy ons gelyke is. En ek hoor al hoe meer onder kerkmense, hulle praat van die ou baas daarbo, die man daarbo, die een wat daarbo staan en 'n paar houe uitdeel as hy voel hy's bietjie ongelukkig.
oor dinge wat aangaan op aarde. As die Here begin hou uitdeel, was ek en jy nie hier nie. Daarom maak gereed, die oordeel kom, en jy moet die oordeel ontvlug, en die enigste manier hoe jy die oordeel kan ontvlug, is deur Jesus Christus, die redder en die saligmaker. Vriende, as hierdie engel Jesus was, sou hy nie by die een gesweer het, wat alles gemaak het nie. Hy is dan die een. Jesus Christus is die een. Ons is dus oortuig dat hierdie engel net een van God se boodskappers is. Nou, ons het dit nou uit die weg geruim. So onthou punt 1, die engel, né? Nou moet ons uitkom by die gedagte van, of in die 4de gedagte, waarom ons sê dat hierdie engel nie die Here Jesus was nie. Ons weet volgens die woord van die Here dat die Here engele gebruik om sy werk en oordeel op aarde te volbring. Hierdie engele is magtige wesens, maar nog steeds geskape wesens en dienaars van God. Hebreërs 1 vers 13 sê, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Dit is duidelik dat hierdie magtige engel in Openbaring 10 deur God gestuur is met 'n doel. Ek wil net ietsie sê oor vers 13 en 14. As u so op hierdie paaie ry in Suid-Afrika, as u in die môre u oë oopmaak na 'n heerlike nag se rus, dank God dat hy sy engele uitgestuur het om jou en my te bewaar op die pad. Ons lewe in moeilike tye. Dank God dat die mensemoordenaar Johannes 8:44 die duiwel nie net reg kry om te maak wat hy wil nie, maar dat God se orde en struktuur in sy heelal ook sy engele insluit, wat vir dienswerk uitgestuur word, vir jou en vir my. Is ons so belangrik? Nee, dis die God van hemel en aarde wat belang het in ons, omdat ons die bruid van Jesus is. Bruid van Christus, 'n besondere titel wat ons dra, en daarom moet ons hierdie God verheerlik. Nou die tweede gedagte, wat is hierdie engel se doel of boodskap? Die engel was nie Christus nie, dit was 'n gestuurde engel gewees. Hy het 'n boodskap, hy het 'n doel. Niks gebeur doelloos nie. Niks gebeur doelloos in hierdie lewe nie. Daar's altyd 'n doel met dit wat jy doen, en ook hierdie engel se koms. Openbaring 10 vers 5, en die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see wat daarin is, en hy het gesê dat daar geen tyd meer sal wees nie. Ek is tydsgebonde. Nou, ek weet nie van u nie, maar toe ek nog in die polisie was, die wekker gaan altyd te laat af, hy gaan altyd te vroeg af, en ons druk hom te vinnig dood, en wanneer ons uiteindelik weer na hom kyk, is almal laat, en dit lyk soos 'n orkaan wat deur daardie huis gaan, en almal is op pad werk toe, en baie keer kom jy daar aan, dan kom jy nog agter, jy het jou slippers aan. Soos ek onlangs by iemand gehoor het. Toe hulle afkyk, toe sien hulle, nee, daar is nie die skoene aan wat hulle veronderstel was om aan te trek vir die dag nie. Die Bybel sê vir ons dat God het ook 'n tydskedule. Alhoewel God tydloos is, weet hy dat hy tyd geskaap het. Hy het hierdie skepping begin, hy gaan hierdie skepping eindig, en hierdie tydlose God, wat tyd vir ons gegee het, sê, deur hierdie engel, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Geen tyd vir wat? Kom ons kyk daarna. Hierdie sinsnede, vriende, dat daar geen tyd meer sal wees nie, beteken in die Griekse taal eenvoudig, dat daar geen vertraging meer sal wees nie. God se finale oordeele sal voltrek word, sonder verder onderbrekings, en sy koninkryk sal gevestig word. Die meeste wêreldlinge, die ongereddes en die spotters van ons tyd sê die volgende: waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Hoor u dit? Lees u dit in die koerante? Praat u met vriende en familie, selfs predikante van die kansels wat vir jou wil sê, man, hierdie wederkomsgedagte en dat Jesus sal kom en die oordeele wat sal plaasvind, is alles bangmaak stories. God is 'n God van liefde. Hy omhels almal in sy genade. Die poort van die hemel is so wyd dat elke sondaar welkom is daar. En lyk my, die dood is deesdae die poort na die hemel en nie meer Christus nie.
Want het jy al gehoor dat 'n predikant iemand begrawe wat ongered was? Eendag sit die ma en die seentjie by die begrafnis. En die dominee begrawe vir pa. En die dominee praat. En hy praat. En die seentjie stamp aan sy ma. Hy sê, ma, ons is by verkeerde begrafnis, want dis nie pa wat hierdie dominee nou begrawe nie. En dis die gedagte van ons tyd. U sien, mense spotters, mense is rebelle teenoor God. Mense leef in absolute sondige praktyke. Maar hulle dink hulle gaan die Here sien. Ek wil vir u sê, die engel kom en hy sê, luister, die tyd is verby. God gaan nou sy oordeele bring. En selfs vir die spotters is daar 'n boodskap uit 2 Petrus 3 vers 9. Want die Here antwoord die spotter self in die wonderlike woord, as hy sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit 'n vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Net so 1 of 2 opmerkings hier by hierdie gedagte. Waarom het die Here nog nie gekom nie? Genade. As u genade verstaan, dan sal u verstaan, genade is dit wat die Here vir ons gee, wat ons nie kan verdien nie. So moenie heeltyd die vraag vra, waarom het hy nog nie gekom nie? Maak seker dat jy in dankbaarheid leef, omdat hy nog nie gekom het, as jy ongered is nie. En as jy gered is, dan kom dat jy genade het om vir ander mense te vertel van sy reddende genade. Die feit is, hy is lankmoedig, die Ou Testament sê, hy is geweldig in sy goedertierenheid oor ons. En hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, dat almal tot bekering moet kom. Ek wil jou vra, het jy al by die kruis van Golgotha redding ontvang? Nou, vers 10, die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Ek praat nou die dag met my susters, sy sê vir my, hulle bly in 'n kompleks, en as jy daai kompleks sien, hy is toe met drade. En daar is ons allerhande sekuriteit. En hulle is die 3de huis in die ry van die kompleks. En die volgende môre toe hulle wakker word, is die polisie daar, en almal wat vingerafdrukke neem, en al die goeters, het hulle oor daardie muur gekom, verby daardie elektrische omheining, in daardie huis, om rot en kaal gesteel, en niemand het geweet, die man en vrou was aangehou binne die huis nie. Dis wat die dief doen. Hy kom onaangekondig. En dit wil ek vir u sê, die Here sê, hy sal kom soos 'n dief in die nag. Hoekom? Want wanneer mense sê, rus en veiligheid en alles gaan goed met my, dan kom die Here en hy kom neem sy bruid weg. En mense sal agterkom dat die Bybel die waarheid is, want die Here kom om sy skat te kom haal, sy bruid, sy geliefde, om ewig by hom te wees. Na hierdie wegneem van die kerk van die Here Jesus, sal hierdie aarde God se oordeel ontvang. Die engel kondig aan dat die einde nou spoedig sal kom. Die 7 skale sal uitgegiet word as laaste oordeele, en dit sal eindig met die slag van Armageddon, waar Jesus self as oorwinnaar sal optree om te oorwin, en dan te regeer vir 1000 jaar lank op die troon van Dawid, soos hier aangebring op die kaart, die 1000-jarige vrederyk. As u nou gaan die studie maak van God se beloftes aan sy volk Israel, en besonder ook aan Dawid, dan sal u ook sien hoe hierdie dinge soos 'n legkaart in mekaar pas. Die sterk engelse voet op die see en op die land, dui op die algehele koningskap, wat aan Jesus behoort. Openbaring 11 vers 15 sê, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke, meervoud, van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. U sien, ons sal vir die eerste maal in die 1000-jarige vrederyk sien, hoe lyk 'n koninkryk, waar 'n ware man van geregtigheid sal heers. Mense sê ons moet net beter regering sê, ek wil vir u sê, selfs hulle wat in die posisies in die regering staan, is sondaars. Wat lief is vir self, lief is vir mag, lief is vir geld. Daarom het ons nodig om te bid, kom haastig Here Jesus, kom haastig. Wees genadig oor hulle wat u nog nie ken nie, maar Here, ons sien uit om u te sien. En nou sluit ek af, glo dit of nie, die boekie. Nou ek weet nie hoeveel bladsye hierdie boekie het nie.
Maar ek hoop nie, dit gaan te lank wees dat u moet sit tot 15:15 nie. Maar kom ons kyk gou na die boekie en die betekenis daarvan. Hierdie engel het 'n boekie in sy hand gehad. Johannes kry die opdrag om daardie boekie uit die engel se hand te gaan neem. En die Bybel sê vir ons, vers 9, en ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie, toe sê hy vir my, neem, eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees, soos heuning. So hierdie boekie het 'n tweeledige doel gehad. Dit sal soet en bitter wees op dieselfde tyd. En wat is die betekenis van die boekie en die eed daarvan? Eenvoudig, vriende, die boekie is van God en die inhoud daarop dui op die dinge wat nog sal gebeur, op hierdie skale wat uitgegiet sal word, die laaste deel van die oordeel, die groot verdrukking, soos ons reeds vir u gesê het. Die blaas van die 7de bassein en die uitgiet van die 7 skale sal plaasvind, en vir Johannes wat hierdie boodskap ontvang het van die Here en dit moes uitdra, was dit tergelykertyd soet en bitter. Soet omdat hy sien dat die Here spoedig weer sal beheer neem van hierdie aarde om as koning te regeer, en bitter omdat soveel ongereddes die verskriklike toorn van God sal smaak. Ek wil vanmôre in besonder ons jong mense, ons middeljarige mense en ons ouer mense waarsku. Ons sê baie kere vir die skepsele wat na die beeld van God geskape is, as hulle my kwaad maak of ongelukkig maak of iets aan my doen wat ek nie van hou nie, dan sê ek vir hom, ek hoop jy brand eendag in die hel, man. Of ons sê iets na hulle kant toe om 'n oordeel te gee en te sê, ons hoop dat jy iets oorkom en daar iets verskriklik met jou moet gebeur. 'n Kind van God se gesindheid moet nie so wees nie. Ons moet in dieselfde tyd wanneer daar stryd na ons kant toe kom, die sondaar sien wat op pad na God se oordeel is, en daar moet genade en barmhartigheid wees waar ons bid en sê, Here, red hierdie siel. Hierdie woord van God is waar, daar is mense wat na die ewige verdoemenis gaan, die oorgrote meerderheid gaan eendag in God se oordeel beland. Daarom toe Johannes hierdie boek eet, toe besef hy soet, ons gaan die Here sien. What a day that will be, sê die lied, when my Jesus I shall see. Vir die ongeredde gaan dit bitter wees, want hulle gaan die leeu van Juda ontmoet, wat die oordeel dan oor hierdie wêreld sal bring. Esegiel in die Ou Testament het dieselfde opdrag gekry. Esegiel 3 sê die Here vir hierdie man Esegiel, mensekind, eet op wat jy vind, eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. So hierdie was kennis wat Johannes sou opdoen, soos Esegiel in die Ou Testament, om God se waarheid aan mense te kommunikeer. Ek wil jou vra, wanneer jy met mense die evangelie deel, moenie uit ervaring praat heeltyd nie. Moenie heeltyd vir hulle sê, ek het dit ervaar. En soos 'n ander ou nou die dag vir my sê, ek kan nie glo wat jy gepreek het oor genesing nie, want ek het genesing in my familie ervaar, nadat hierdie man se vrou deur hoeveel operasies was, en nou bietjie gesond is, nou ewe skielik het God hierdie genesing gebring, wat nie vir een mens na genesing lyk nie. Maar jy sien die ervaringsteologie, wat ons na mense toe wil bring en sê, omdat ek dit ervaar het, moet jy dit ervaar. Luister, jou ervaring en my ervaring het niks met die Bybel te doen nie. As ons uit genade gered is, kan ons vir mense sê, luister, die Bybel het my geleer, dat ek verlore is sonder God en hoop. Die Bybel het my vertel van 'n verlosser, sy naam is Jesus Christus. Die Gees het my oortuig van my toestand. God het lewe gebring in hierdie sondaar hart. Daar was 'n uitroep om genade, daar was 'n nuwe skepsel in Christus, en dis wat die woord my leer. Dis hierdie boekie se doel. Dit is hierdie kosbare soet boodskap wat ons bring, maar ook die bitter gedagte. Soos Paulus gesê het, hy sê, ek wens, my naam kan uit die boek van die lewe geneem word, ter wille van my volk Israel, juis omdat hy gesien het, hulle wil hulle nie bekeer tot God nie. Esegiel maak sy mond oop en hy eet, en die Bybel sê vir hom, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee, en ek het geëet en dit was in my mond soos heuning, so soet, en hy het gesê, mensekind, kom, ga na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. En ek kom by die laaste toepassing van ons boodskap uit. Die engel het ons gesien. Hy het gesê die tyd het aangebreek. God se finale oordeele kom. Hier neem Johannes die boekie en hy eet en dit is soet in sy mond, is bitter in sy maag. En wat is die toepassing op my en jou vandag wanneer ons dit lees? Heel eenvoudig. Ek het ook God se woord ontvang. Die Bybelboek.
Ons moet dit lees, bestudeer, ja, onsself versadig daarmee, al is die boodskap bitter of soet. Ek moet vanmôre vir u ietsie sê. Die hartseer wat ek optel onder kinders van die Here is, hulle lees nie die Bybel nie. Wie van u het 'n liefdesbrief al van jou meisie gekry? En hom in 'n laai gegooi en gesê, ek sal hom later lees. Ek wil eens bietjie in die tuin gaan werk. Definitief nie ek nie. As daai briefie kom en jy ryk aan hom, want as altyd, okay, die SMS'e ryk nou vandag nie baie lekker nie, en die WhatsApps, so moenie ryk aan jou foon nie, mense sal dink jy's nie lekker nie, maar daar's nog daarom hierdie daar 'n romantiese man of twee, wat 'n brief skryf of 'n vrou of twee, maar die gedagte is, jy kry hierdie brief, jy kan hom nie gou genoeg oopmaak nie, jy maak hom versigtig oop, en jy begin die inhoud lees, en dit maak jou hart brandend, want sy verklaar haar liefde aan jou. Nou, as jy jou afsê, dan gaan die brief in die eerste plek nie lekker ryk nie, want die inhoud daarvan gaan bietjie bitter wees. Maar die gedagte net, God het sy woord vir ons gegee. Maak jy sy woord oop en lees jy dit. As jy vanmôre vir my sê, ek is te besig, Gerard, luister. Jy's 'n predikant, jy is in die week onsigbaar en Sondag onverstaanbaar. So, ek is 'n ou wat werk, jong. 8 tot 4 elke dag, ek ry in die verkeer, ek het nie tyd om die Bybel te lees nie. Dan wil ek jou vra, maak tyd vir die woord. Staan daai halfuur voor die tyd op en hoor wat God deur sy woord sê en dat dit vir jou in jou mond soet sal wees. Al is dit soms bitter vir jou ingewande, want God se woord veroordeel sonde. God lei ons na die kruis vir genade en God gee vir ons 'n boodskap om aan hierdie wêreld te bring. U sien, in die Bybel is daar boodskappe van hoop en veroordeling. Daar is die oproep tot bekering en die sekere feit van verlorenheid en die ewige verdoemenis vir die wat in hulle sondes voortgaan. Daar is die wat gehoorsaam en ongehoorsaam is aan die waarheid, boodskappe van eenheid en verdeeldheid ter wille van die woord, Christus en die evangelie, dis wat in die Bybel staan. Weet jy, wanneer laas het jy in 'n parkeerterrein gestaan, miskien gewag vir jou vrou wat gou by die winkel in is, net om jou gekyk en jy die massas mense gesien, net by jouself gedink, die meeste van hulle is op pad hel toe. Luister, die hel is nie 'n speelplek nie. Dis nie waar die duivelsbaar gaan opsit, en die bands gaan speel, en jy gaan die wasslap vasstrap doen in die hel nie. Die hel is 'n werklikheid waar God sy oordeel sal uitstort oor die goddeloses, wanneer laas jy gekyk, en wanneer laas is jou hart en jou binneste ontstemd oor hierdie saak, en wanneer laas het jy die evangelie met hierdie mense gedeel. Al is dit net in die vorm van 'n traktaatjie. 1 Korintiërs 1:18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Jy sien, met die meeste werk het so. Jy verkondig die evangelie, jy sê vir mense, ek wil met jou praat oor Jesus, en hulle sê, ek wil niks daarvan hoor nie, dan stap jy weg, en sê jy, dis presies wat ek gedink het. En ek het nie meer vrymoedigheid nie. Nou ek wil vir jou sê, soos my vrou al vir my gesê het, hout of stene, bou 'n brug, en kom maar oor. En gaan uit, en verkondig die evangelie, want die evangelie gaan nie oor jou nie. Die dag toe die Here dit vir my leer, luister Gerard, dit gaan nie oor jou en hoe mooi en gesofistikeerd jy woorde uitspreek en hoe prakties jy die evangelie aanbied nie. Jy moet verander sê, Jesus red. En as jy sterf sonder Christus, sal jy na die poel van vuur toe gaan en die Gees gebruik dit om redding te bring. Begin by jou kinders in jou huis, gaan na jou familie, jou vriende. Ons beleef tans 'n geweldige verwydering in ons eie familiekringe, omdat ons mense aangespreek het oor hulle geestelike toestand. En hulle wil met ons niks te doen hê nie. Maar luister, hulle wil met ons niks te doen hê nie, maar as 'n God in die hemel met wie ons praat, en hy werk met hulle, al blok hulle ons, 1, 2, 3 blok, jou self, want die gedagte is, as jy met God praat, werk hy op 'n manier in, daai hart dat nie met jou wil praat nie, en eendag kry jy 'n oproep wanneer hulle in trane vir jou sê, vergewe my, want ek het Christus ontmoet. Hy het ook vir my die liefling van my siel geword. Dis waarom ons hier is. Ons is hier om mekaar te vermaak of hier 'n tyd te verwyl nie. Ons is hier om te hoor wat God sê. In for orders, out for service. Doen wat God vir jou sê. Ek moet dieselfde doen. Hierdie boodskap is soms bitter en mense sal jou haat daarvoor, maar dank God as siele wat gered sal word daardeur. Hoor dit sê die Bybel, ek gaan vir u nou 'n vers in die Bybel lees, in dieselfde tyd bitter en soet.
2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 10. En aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemele met sy magtige engele. Toe die gemeente in Thessalonika hierdie woorde hoor, was dit soet vir hulle siele om te weet dat die Here 'n verligting gaan bring vir die stryd waarin kinders van die Here is. Maar nou sê in vers 8, die bidder, in vuur en vlam wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Ek wil vanmôre vir jou vra as pa en ma. Ek wil vra vir pa en ma dat jy spesifiek vanmiddag na jou kind sal kyk. Kyk na jou seun en kyk na jou dogter. En vra vir jouself die vraag: is hulle op pad hemel toe? Is hulle op pad hel toe? En dat daardie antwoord jou siel sal aangryp om met alles in jou vermoë hulle na Jesus te neem, voor te stel aan hom, dat hulle gered kan word. Dis die hart, dis die boodskap van die Bybel, dat ons met siele moet werk op 'n besondere manier, sodat hulle die soet kan smaak van redding in Christus, en nie die bitter van die oordeel nie. Maar ek het hierdie week ook die bitter gelees van Lukas 12, 49 tot 53. Jesus sê ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek het. Hoeveel van die het al 'n boodskap hieroor gehoor? Johannes 3:16, ons almal. Want so lief het God die wêreld gehad. Predikante wil nie preek oor dat die Here sê ek het gekom om vuur aan te steek. En nou verduidelik hy. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud is ek totdat dit volbring is. Praat van die sterwe aan die kruis. Vers 51, let daarop, die bitter en die soet van die waarheid van God se woord. Dink julle ek het gekom om vrede op die aarde te gee? Nou kan jy miskien by jouself redeneer, Jesus is die vredevors, nou praat die Bybel nie teen homself nie, luister, as net vrede vir die wat in Christus is. Die ander is onder God se oordeel, onder God se toorn. Daarom sê hy, die vrede wat hy bring is die vrede in hom. Anderste is daar nie vrede nie. Ek kan nie hand vat met die Boeddhis, of met die Moslem, of met die Hindu, of wie ook al, en hande vat met hulle en sê, luister, ons is een in Jesus nie. Hy sê ek het gekom om verdeeldheid te bring. Hy sê, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring, maar verdeeldheid. Hoor wat sê vers 52. Want van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader. Die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder. Die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. Ek hoor hierdie week 'n ding wat vir my getref het. Kom ons los die kerk se naam uit. As jy 'n afleiding wil maak, maak hom. Miskien is jy heel moontlik reg. Maar hierdie kerk het 'n groep gestig, waar hulle nou baie te sê het oor predikante wat nie volgens hulle leer preek nie. En aan die een predikant word die vraag gevra, hy sê van broer, is daar nie broederliefde by jou nie? En hy sê hierdie woorde. Ek hoor dat ek vir u sê, hy sê hierdie woorde. As ek moet kies tussen my kerk en my broeders, kies ek my kerk. En ek besef dis presies wat die Bybel doen. En wat die Bybel sê is, mense is so lief vir 'n kerk, dat hulle vergeet dat Christus ons redder is en hy broederskap bring, en daarom is 'n huis verdeel, omdat mense lief is vir kerke. Hulle is lief vir tradisie. Hulle is nie lief vir Jesus nie. En u kan hierdie ding in u bank sit, in u geheue sit. Luister, die meeste kerke is nie lief vir Jesus nie. Hulle is nie lief vir sy waarheid nie. Want iemand wat sê, kies my kerk bo 'n broeder in die Here Jesus, is iemand wat die Here nie lief het nie. Die hele gedagte wat ek vanmôre vir u wil sê, maak gereeld vir verdeeldheid in jou huis. Die boodskap van bitter en die boodskap van soet. As mense lief is vir die Here, sal daar eenheid wees. Die Here sal leer dat die klein dingetjies uit die weg geruim word. Mense wat lief is vir tradisie, vir oorleweringe, vir valse leringe, vir 'n kerk, is hulle wat in verdeeldheid sal aangaan. En dit sal verwoestingswerk saai onder die vaandel van die evangelie.
Daar wil ek vanmôre vir jou sê, die boodskap is bitter en die boodskap is soet op dieselfde tyd. Ons moet dit ook verkondig, net die kinders van God van ouds. Soos Paulus, die profete, Johannes, die woord verkondig het, moet ons die woord eet en het verkondig. Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, leer en vermaan mekaar. Leer en vermaan mekaar. Deuteronomium 11 vers 18. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel en bind dit as 'n teken op julle hand. En 'n voorhoudsband tussen julle oë en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek. Ek wil jou vra, hoeveel tyd het jy hierdie week met jou kind spandeer met God se woord? Hoeveel tyd het jy geneem om aan jou vrou of jou man met die woord so 'n bietjie te deel en vrae te vra? Hoeveel tyd het jy spandeer om meer te weet rondom Jesus en sy waarheid? As jy Jesus liefhet en jy haat sonde, is dit die uitvloeisel. As jy sonde liefhet, dan wil jy nie graag die woord lees nie. Daarom wil ek jou aanmoedig dat jy hierdie sterk engel sal sien. Hy is hierdie gestuurde van God om aan te kondig dat die tyd naby is vir die finale oordeel. Die boekie in die hand is die oordeel van God, dis bitter en soet. Soet vir hulle wat die waarheid aanvaar, wat gered word. Bitter vir hulle wat met ander goed besig is, behalwe met Christus. En ek sluit af. Die sterk engel kondig die begin van die einde aan. Hierdie gebeure is in die boekie vervat wat Johannes moes eet. Dit was tergelykertyd soet en bitter. Soet omdat die hoop in Christus helder skyn vir die wedergeborenes. Bitter omdat miljoene sonder Christus en hoop in die ewige verdoemenis sal afdaal. Die oproep vir u en vir my. Die oproep vir u en vir my vanmôre is, die einde is in sig. Ken die woord sodat jy staande kan bly. Deel hierdie boodskap aan ander totdat Jesus kom. En wanneer jy die woord eet in die môre, wanneer jy die woord eet in die aand, en daar is die soet van die waarheid wat jou siel versterk, deel dit met ander. Wanneer die bitter jou miskien soos 'n tweesnydende swaard indring oor sonde, bely dit. As jy na die verlore wêreld kyk en die bitter van die oordeel is besig om jou siel te verswelg, roep na die hemel vir die redding van siele, gaan uit en verkondig evangelie en verheerlik so Christus. Mag die Here my en jou genade gee dat ons hierdie tussenpose, tussen die oordeele, die uitgiet nou van die 7 skale, dat ons net so 'n bietjie kan asem skep en vir onsself die vraag afvra. Is God se woord vir my belangrik? En in hoe mate dra ek dit uit aan ander? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon hoor en kon verstaan dat u woord kosbaar is. U woord staan kop en skouers uit bo enige ander boek, bo enige ander tradisie of mense oorlewering. En daarom pleit en vra ek, Here, dat u woord ons harte sal deurweek. Ons sing in Gesang 307, u woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. Mag ek in hierdie kudde wat u aan my toevertrou het, mense van die woord is. Ek bid vir hulle, Here, ek smeek dat julle sal versterk deur die geloof, dat julle sal opbou, Here, dat ons saam sal groei in 'n eenheid, dat ons 'n liefde vir u sal hê en 'n liefde vir mekaar. En Here, al wat verdeeldheid bring is die leuen teenoor die waarheid. En ag Here, as ons dan mense moet verloor op hierdie pad, dat ons dit met 'n blymoedige hart sal doen ter wille van Christus. U sê vir u disippels, toe hulle vir u gesê het, ons het alles verlaat om u te volg. Toe sê u vir hulle, julle het alles verlaat. Ja, dit is so. Maar julle kry 100 maal soveel terug in hierdie lewe en dan nog die ewige lewe. Ons het niks verloor nie. Inteendeel, ons het nuwe broers en susters bygekry en ons dank u vir hulle. En ons vra dat ons sal saam opgroei, Here, met 'n verstaan van u woord, deur u gees geopenbaar op so 'n manier, dat dit ons sal saamtrek in 'n band van eenheid en liefde, sodat ons sal uitgaan in hierdie omgewing en dat mense sal agterkom. Hierdie is manne en vroue van die woord. Nie tradisie, nie oorlewering, nie gedagtes, nie idees, nie ervarings nie, maar mense van die woord. Baie dankie vir hierdie boodskap van vanmôre.
sal U self, Here, die dwaasheid van die prediking gebruik, om die wat glo te red, die kinders te heilig, en U self te verheerlik. Amen.